Dankie Here Jesus dat ons die voorreg kan hê om 'n loflied te sing, Redder, groot en magtig. Want ons aanbid U as die een wat groot is, wat die Here is. Die een wat die lydenspad vir ons kom loop het. En dankie Here dat U vir die volle omvang van al ons foute, van al ons gebrokenheid, van al ons droogmakery, daarvoor het U gesterf. En daarom is ons hier saam om U te eer. Maar ook om vir U te sê deur ons lof en aanbidding, dankie Here, dat U dit vir ons kom doen het. Dankie dat ons nou die mense is wat kan sê dat ons is gevind. Ek is gevind. En U hou my hand styf vas. U dra my op U skouers. En dankie dat ons die mense is wat dit kan bely. Omdat ons het U genade en U vrede ontvang. En as ons so saam is, dan wil ons tog ons harte, ons gedagtes so 'n bietjie meer kom oopmaak, sodat dit wat U wil kom doen in ons lewens, dat U dit sal kom doen. Help vir ons om geestelike ore te hê vir dit wat U vir elkeen van ons wil sê. Daai woord wat ons moet saamvat, die woord wat lewe gee, daai woord wat U vir ons wil gee, wat uit U hart uitkom, wat ons wil kom help, sodat ons ook oor hierdie naweek, Paasnaweek, ook tot U eer kan lewe, sodat ons ook op stil Saterdag onsself kan voorberei vir Paassondag, vir die opstanding. Soos daai paaseier wat ons eet in hierdie tyd, die eier met die geel binne, wat ons herinner aan 'n kuiken eier. Ons weet nie wat daar gaan uitkom nie, maar daar kom lewe, daar kom nuwe lewe. So is ons ook in afwagting vir Sondag, Paassondag. Jy's vir daai nuwe lewe waarop ons kan aanspraak maak. Amen. Die boodskap juis vanoggend, die tema vir Goeie Vrydag, is die hande wat jou vang, is meer betroubaar as jou vrees. Die hande wat jou vang, is meer betroubaar as jou vrees. En ons teksgedeelte is Psalm 31, vanaf vers 1 tot en met vers 6. En dan lees ons sommer ook vers 15 en vers 16. As jy jou Bybel daar kan oopmaak, die van julle wat dit saamgebring het, en dan sien jy, dis so 'n wonderlike Psalm. So as julle vanmiddag klaar gerus het, as familie, as huisgesin, en die kinders keer terug van die strand af, het lyk my vandag gaan nie by die strand uitkom nie, maar as dit so 'n bietjie rustiger is, lees die res van hierdie Psalm van Dawid. En dan is jy welkom om die vingertjie te hou by Lukas 23 vers 46, waar Jesus aan die kruis hang. En dan is dit sy laaste gebed, voordat hy sy laaste asem uitblaas, is dit die woorde wat hy met sy Vader praat. Kom uit Psalm 31 vers 6. Maar Psalm 31 vers 1 vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug. 'n Bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Ter wille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. Dan vers 6. In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. En dan vers 15 en 16, maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. Vers 16, my tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande
en vervolgers. Die woord vertroue was in ons gemeente 'n baie groot woord tydens ons lydenstyd reis. Min of meer 40 dae, maar kom ons sit dan 'n paar dae by, dan 46 dae, wat ons so 'n bietjie gereis het saam met ons lydenstyd boekie met die titel Verdiep. Maar daai woord vertrou het eintlik in hierdie lydenstydreis 'n baie groot woord geword. Want hoe anders kan jy dink en praat oor 'n geloofsverhouding met die lewende God as jy nie ook saam dink oor die woordjie vertroue nie. As ons praat oor 'n dieper, verdiep verhouding met die lewende Here, dan moet jy ook saam dink oor die woord vertroue. En ek glo, een van die wonderlikste tonele wat vertroue nogal kan uitbeeld, kan demonstreer, is wanneer een van die kinders in die huis op die rand van 'n swembad staan en pappa of mamma staan in die swembad met sulke uitgestrekte arms wat vir die kind sê, kom, spring maar. En ek dink in die meeste van ons huise het hierdie toneeltjie al afgespeel. Wie van julle kinders wat daar sit in die saal, het al op die rand van die swembad gestaan, bietjie vreesagtig, en jou pappa of mamma het in die swembad gestaan en jy het gespring, hande op. Ek sien van hulle, daar is hulle, wonderlik. Maar dink gou net aan daai toneeltjie. 'n Kind wat staan op die rand van die swembad. En jy sien somme in hulle oë hoe hulle klomp goeters bereken. Is dit te ver, is dit te naby? Ag pappa, mamma staan so bietjie nader. Is die water diep? En dan soms tree hulle so 'n tree terug. En dan hoor jy so 'n senuweeagtige laggie. En dan kom hulle weer terug. En pappa of mamma staan daar en glimlag breed en sê spring net. Spring net. Ek gaan jou vang. En dan spring daai kind in pappa of mamma se arms. As jy dink aan daai toneeltjie wat daar afspeel, eintlik 'n wonderlike illustrasie van wat vertroue behels en vir ons beteken. Kom spring net. Hoekom het daai kind gespring? Verseker, as daai kind onder in die water is die water nie minder diep nie. Of die afstand om te spring is nie regtig so groot nie. Maar waarom spring 'n kind? Waarom neem 'n kind daai sprong om in pappa of mamma se arms te spring wat in 'n diep swembad vir daai kind wag? Ek dink die kind moes besluit, 'n baie groot besluit geneem het. En die besluit is dat die arms van pappa of mamma wat op my wag is meer betroubaar as die vrees wat ek nou voel. Daarom gaan ek spring. Dit is nie heeltemal in sulke woorde nie, maar ek dink in essensie spring 'n kind omdat hy glo dat daai arms wat my gaan vang en wat op my wag is meer betroubaar as die vrees wat ek op die oomblik ervaar. Is dit nie dalk 'n mooi illustrasie ook wat geloof is? Geloof is nie om te maak asof die water nie diep is nie. Geloof is om maar net te maak dat die afstand groot is nie, wat ek moet spring nie. Geloof is eerder om te besluit, die hande wat op my wag is betroubaar. En daarom gaan ek spring. Kyk jy vanoggend saam met my na hierdie bekende gebed van Jesus aan die kruis. Dan hoor jy en jy sien as jy saam met my kyk,
dat in hierdie gebed van Jesus, wat hy bid aan die kruis, net voordat hy sy laaste asem uitblaas, is ook eintlik 'n gebed wat vrees laat gaan. En dan wat rus vind in die sekerheid dat God se hande getrou is. In Lukas 23 het Lukas vir ons hierdie weergawe gegee van hierdie woorde, juist toe Jesus uitgeroep het, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Nou hierdie woorde ken ons, en ons weet ook vandag dat dit veel ouer is as wat Jesus was op daardie stadium dat hy dit gebid het. Want soos ons gesien het, dit kom voor in Psalm 31 vers 6, daai woorde van Dawid. In u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vrygemaak. En dis die woorde wat Jesus bid net voordat hy sy laaste asem uitblaas. En ek dink nogal wat vir ons nogal belangrik is om raak te sien dat Jesus nie hier 'n nuwe gebed uitdink nie. Dis nie dat hy nou skielik moet wonder, wat moet ek nou bid in hierdie situasie aan die kruis nie. Hy gebruik 'n bekende gebed. Vader, in u hande gee ek my lewe oor, gee ek my gees oor. En dit was 'n bekende gebed, juis vir in Joodse gesinne, het Joodse ouers in die Ou Testament vir hulle kinders hierdie sinnetjie geleer as deel van hulle aandgebede. Met ander woorde, die kindertjies moes hierdie gebedjie opsê net voordat hulle aan die slaap raak, voordat hulle rus. Dan het hulle hierdie gebed gebid, Here, in u hande gee ek my lewe oor. Nou ons kan baie vinnig daaroor gaan, maar in hierdie week het ek nogal diep nagedink oor wat dit beteken as 'n kindjie voordat hy aan die slaap raak, hierdie gebed bid, Here, in u hande gee ek my lewe oor. Want hierdie woorde beteken eintlik dat so 'n kindjie sê vir die Here, ek gee nou my hele lewe in u hande, net voordat ek my oogies gaan toemaak en gaan lekker slaap en gaan rus, gee ek nou my lewe oor aan u. Ek wonder nogal, hoe sou dit wees? Hoe sou ons lewens wees as ek en jy dalk miskien die volgende 10 dae hierdie gebed kan bid, net voordat jy jou oë toemaak, voordat jy aan die slaap raak en rus, dat jy net vir die Here sê, Here, in u hande gee ek my lewe oor. Hoe anders gaan jy dalk slaap? Hoe anders gaan jy môreoggend op kan staan? As jy kan weet, maar gisteraand het ek vir die Here gesê, Here, hier is my lewe. Ek gee my lewe oor aan u. Wat my nogal getref het, juis van hierdie bekende gebed van Jesus, is dat wanneer hy bid, onthul hy eintlik iets van hoe hy nog altyd gelewe het. So die kruis produseer eintlik nie by Jesus nou 'n dieper vertroue in sy Vader nie. Dis nie asof die kruis nou skielik iets teweegbring wat hy nog nooit beleef het in sy vertroue aan met die Vader nie. Nee, dit ontbloot eerder die diep vertroue waarmee Jesus nog altyd gelewe het. Ek het die voorreg gehad oor jare, as ek met mense werk, om agter te kom dat hulle nie so lekker met mekaar koneksie het nie met 'n groep mense, dan het ek normaalweg 'n ysbreker.
Nou, 'n ysbreker is maar net dit wat jy ingooi, 'n vraagie, dit wat mense met mekaar moet deel, sodat hulle net so bietjie vertroud kan raak met mekaar en meer kan tuis raak in 'n groep. En ek het vir baie lank die ysbrekertjie gebruik, dis die vraagie, wat gaan jy doen as jy weet jy het nog net 1 dag om te leef? En dan moes hulle gou 'n bietjie daaroor dink en dan sê hulle vir mekaar, wat alles sou hulle in plek kry, wat sou hulle verander, wat sou hulle anders doen? En telke male met daardie vraag het ek gesien hoe angstig half mense raak om nou skielik te dink, maar wat gaan ek alles doen, wat gaan ek regkry in my lewe as ek nog net 1 dag het om te leef en dis my laaste dag? Kyk ons na Jesus aan die kruis. Hoe anders is dit by hom wanneer hy aan die kruis hang en hy dalk nog net 'n uur oor van sy lewe. Dan ontbloot hy 'n diep vertroue in sy Vader juis deur hierdie gebed. Vader, in U hande gee ek my gees oor. In U hande gee ek my lewe oor. Hy wys vir ons dat hy sy hele lewe geleef het met 'n diep bewustheid dat sy hele lewe eintlik in die Vader se hande behoort. Dis eintlik waar hy is. Sy hele lewe lank het hy geglo dat die hande waarin hy homself bevind is getrou. Dis betroubaar. En daarom bid hy, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek gee my lewe oor. En hierdie gebed op Goeie Vrydag is ook vir my en vir jou. Dis nie soseer 'n gebed om net elke aand te bid nie, ja, dit ook. Maar dis 'n gebed wat ons kan help in 'n lewe saam met die Here. Veral wanneer ons in omstandighede beland, wat vir ons moeilik is, wat vir ons soos 'n kruis raak, wat ons moet dra. Dan wil hierdie eenvoudige gebed van Jesus ons help om dit saam met die Here te leef. En daarom vanoggend 3 momente, kom ons noem dit 3 uitnodigings, wat na ons toe kom uit hierdie gebed, wat ek en jy kan saamvat en waarop ek en jy kan reageer. Die eerste een is, laat los beheer. As ons dink in terme van gebed, is dit mos die eerste beweging van 'n gebed, is om beheer te laat gaan. Jy begin te bid, as jy beheer kan laat gaan. Vir baie volgelinge van Jesus vandag, is dit nogal 'n moeilike konsep. As 'n mens hoor, maar beheer moet ek laat gaan. Maar net vir 'n paar sekondes, dink gou saam met my, hoeveel energie en tyd spandeer jy in jou lewe om die lewe rondom jou te beheer? Om seker te maak dat daar die regte uitkomste sal wees. Dink net gou 'n bietjie aan jou eie lewe. Hoeveel goed probeer jy beheer? As jou vrou op 'n Saterdagoggend vir die kredietkaart vra, wat sy uit jou beursie uithaal, om Garden Walk mall toe te gaan, en jy weet, sy gaan die kredietkaart nie vat vir koffie nie, sy gaan hom gebruik vir iets anderste, wat gebeur binne jou, papa, manlief? Is jy die een wat dadelik inspring om bietjie beheer uit te oefen oor die uitgawes? En hoor vanoggend, dis nie verkeerd om vandag beheer uit te oefen op uitgawes in die huishouding nie. Ons gaan moeilike tye ekonomies in die oë staar. Maar dink net aan daai woordjie beheer. Hoeveel gesprekke is ek en jy wat jy verantwoordelikheid begin vat op 'n stadium in hierdie gesprek, sodat jy die uitkoms, die rigting waar jy in hierdie gesprek gaan, kan beheer.
En hoeveel gesprekke. Dink net aan jou toekoms, hoeveel tyd en energie spandeer ons om 'n goeie toekoms te verseker, dat alles vir my goed sal uitwerk. En weer eens, dis nie verkeerd om seker te maak en beplanning te doen vir 'n goeie toekoms wat vir jou voorlê nie. Maar ek is nou al 'n jaar in hierdie gemeente en ons het baie aktiwiteite. En ek het agtergekom, jy's in ons gemeente lewe, dat kyk, ons kan beplan. Ons is meesters op beplanning. Kyk, alles word haarfyn beplan. En waarmee ons uitstekend is om al die probleme of hindernisse wat mag kan gebeur, moet ons kan antisipeer, groot woord. Moet ons kan voorspel en ons kan indink, sodat ons beplanning so kan wees, dat alles net mooi sal loop. Weereens, nie soseer dat dit verkeerd is nie, maar hoeveel energie spandeer ons deur verantwoordelikheid te vat om dinge te beheer. Hier is eintlik die groot ding wat ek net wil oordra vir oggend. As jy glo dat alles wat moet gebeur van jou afhang, gaan jy baie swaar dra aan die lewe. Kan ek dit gou weer sê? As jy die een is wat glo dat alles wat moet gebeur hang van jou af, en jy moet verantwoordelikheid neem daarvoor, en jy moet seker maak dat alles wat moet gebeur sal gebeur, dan gaan jy baie swaar dra aan die lewe. En dan moet dit soms gebeur dat ons teen 'n muur moet vasloop, om net te besef dat die beheer wat ek eintlik het, is maar baie beperk. En soms is daai muur 'n siekte, of verhoudings wat skibreek ly. Verhoudings met mense vir wie ek lief is, vir wie ek omgee, wat nie meer is wat dit was in die verlede nie. Dis wanneer ons sulke moeilike omstandighede tref, dan moet ons besef, die beheer wat ek so gedink het ek het, is maar regtig beperk. Jy kan nie beheer hoe jou skoonkinders optree en ook dink nie. En daar is soveel ander goed wat jy net nie kan beheer nie. Sosioloë leer vir ons dat jy's hierdie drang na beheer in ons lewens. En dit is maar van kleins af wat ons as mense leer om beheer uit te oefen. Sommige baie vroeg jou ledemate. Jy begin te loop. Jy moet dit kan beheer. En dan pappa en mamma op 'n stadium klap vir jou hande as jy 2 tree kan gee. En later moet jy leer om jou blaas te beheer. En later aan moet jy meer beheer uitoefen oor jou emosies. As jy seer gekry het, byt op jou tande. Mens huil nie sommer net oor so iets kleins nie. Alles beheer. Maar sosioloë leer vir ons dat daar eintlik 3 groot begeertes, behoeftes in ons ontstaan, wat baie keer destruktief kan word in ons lewens. Wat nie as sulks 'n slegte ding is nie. Nommer 1 is, daar ontstaan in ons 'n behoefte om net te voel ek is in beheer. In die tweede plek, daar ontstaan 'n behoefte vir aansien. As ek nou hier in 'n Hartebos gaan kom bly, gaan mense weet wie is ek. Gaan mense my aanvaar soos ek is. Die derde een is 'n behoefte aan sekuriteit, veiligheid, 'n versekerde toekoms. En kyk gou mooi net na hierdie 3 goed. Waar ontstaan die meeste van ons stres en spanning in die lewe? By een van hierdie 3. Dalk 'n stuk stres en spanning wat jy beleef, want jy voel dinge is nie meer regtig in jou beheer nie. Dit raak nou 'n bietjie los. Die touwtjies is nie meer vasgebind nie. Of daar's 'n vreesagtigheid by jou oor aansien.
Gaan die mense my nog ken soos ek ouer word? Of miskien aanvaarding? Hoe gaan my toekoms lyk eendag as dit en dat dalk met my gebeur? Ek dink daarin lê die meeste van ons stres wat ons beleef. Begin maar by hierdie behoefte aan beheer. En dan raak ons vreesagtig en bekommerd as ons 'n bietjie meer beheer verloor. Wanneer Jesus aan die kruis hang met sy gebed, laat gaan hy beheer. En dit bring ons by die tweede uitnodiging. Vertrou daarmee jou hele lewe aan die Here toe. Dis waartoe ons uitgenooi word. Jy's wanneer Jesus bid, Vader, in U hande gee ek my lewe oor. Dan sê Jesus nie daarmee, ek hoop maar vir die beste nie. Ek hoop alles sal voorspoedig met my lewe uitspeel nie. Ek hoor by baie mense, ons laat God se water oor God se akker loop. En ek het gewonder oor hierdie spreekwoord wat ons so maklik gebruik. Toe gaan Google ek dit. En toe sien ek dat Google sê vir ons, laat God se water oor God se akker loop, beteken eintlik letterlik dat jy dinge oorgee, dat dit op hulle eie gang maar net aangaan. Laat God se water oor God se akker, sê Google ook, dit impliseer ook somtyds 'n laksheid, 'n luiheid. So wanneer Jesus sy lewe oorgee in sy Vader se hande, sê nie ek hoop dit gaan goed nie, of laat God se water maar oor God se akker loop nie. Dit is taal van moedeloosheid. Dit is taal van opgee. Dis nie oorgee nie. Jesus is hier besig om oor te gee en nie op te gee nie. Hy praat geloofstaal. Hy praat uit 'n hart met vaste vertroue. Vader, in U hande gee ek my lewe oor. Jesus laat sy hele lewe oor in sy Vader se hande. Hoekom? Omdat hy weet, dis die hande van iemand. Dis sy Vader. Dis sy hemelse Pappa. Dis iemand wat hy ken. Dis iemand wat hy geleer het om te vertrou. En ek glo, deur Jesus se teenwoordigheid, deur sy Gees vanoggend, nooi hy ons elkeen uit, dat ons miskien diep verskywings moet maak in hoe ons oor die lewe dink. Diep verskywings oor hoe ons oor God dink. En dit beteken dan juist dat wanneer ons moeilike tye, selfs pynlike omstandighede in die oë moet kyk, dan hoef ons nie in 'n tronk van vrees of moedeloosheid vasgevang te word nie. Maar ons kan glo en ons kan vertrou. Ons kan vertrou die Here is steeds in beheer. Hy is steeds die een wat enige omstandighede weer kan omdraai, kan verander. Kan verander. Al lyk omstandighede hoe donker in jou lewe. Dit was mos Jesus gewees wat gesê het, vir mense is dit onmoontlik, dit wat voor jou is. Maar vir God is alles moontlik. Wat sê Jesus met hierdie woorde? Hy sê daar is 'n werklikheid hier vandag rondom jou wat groter is as jou vermoëns. Daar's 'n werklikheid wat groter is as jou bekommernisse, as jou vrese. Daar's 'n werklikheid wat groter is as jou idees oor die lewe en hoe dinge vir jou moet uitspeel. Daar's 'n werklikheid groter as jou beperkte beheer. Jou lewe rus nie alles op jou skouers nie. Dis nie net jy wat verantwoordelikheid moet vat vir jou lewe nie. As jy werklik dit glo, dan sal jy nie sommer opgee nie.
dan sal jy nie sommer moedeloos raak nie. Want jy weet, jou lewe is in die hande van die Here. Hy is in beheer. Maar dit is nou maklik om in 'n kerkgebou te sit op 'n goeie Vrydag en dit met sekerheid te kan sê. Maar die vraag werklik is, wat jy kan saamvat vir jou eie lewe, kan jy die Here werklik vertrou met jou lewe? Kan jy ook saam met Jesus aan 'n kruis sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Ek gee my lewe in U hande gee ek oor. Kan jy dit werklik sê? Kan jy jou lewe aan die Here toevertrou? Die laaste uitnodiging nommer 3, gee die uitkomste daarom ook oor aan die Here. Gee dit wat alles moet gebeur en waarheen alles moet beweeg in jou lewe, gee dit oor aan die Here. En ek dink nogal dis die moeilikste van die begrip oorgawe. Is hierdie ding om die Here te vertrou. Wat moet gebeur is in sy hande en ek gaan daarby berus. Ek het nou in hierdie week in my voorbereiding agtergekom dat ek leef baie keer, veral in my gebedslewe met die Here, met 'n prentjie, 'n idee van my lewe. So moet my lewe lyk. En dan kom ek agter in my gebede, vra ek vir die Here, Here, sal U asseblief voorsien vir my prentjie wat ek het oor my lewe. Hoe dit moet uitspeel, hoe ek hierdie lewe moet leef. Ag, sal U my asseblief seën, Here, as ek dit en dat gaan doen as prentjie, deel van my prentjie van my lewe. Eintlik moet dit heeltemal verander word, het ek agtergekom as ek die Here vertrou met my lewe. Dan moet die vraag eerder wees in gebed, Here, hoe lyk U prentjie vir my lewe? Wanneer laas het jy met die lewende Here hieroor gepraat? Wanneer laas het jy net sommer net vir die Here gevra, Here, die prentjie wat U het in gedagte vir my lewe, kom wys dit vir my. Help vir my om daarby in te pas. Dis 'n bietjie anderste. Want dan vertrou ons mos ons lewens in die hande van die Here. En dis wat Jesus gedoen het deur sy oorgawe aan die kruis. Hy het sy lewe oorgegee in sy Vader se hande en hy vertrou sy Vader met al die uitkomste wat daarna moes gebeur. As ons weer terug kan spring na Dawid se woorde in daai pragtige Psalm 31 vers 15 en 16, maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God, my tye, en dit kan ook vertaal word met my toekoms is in U hande. My toekoms is in U hande en ek vertrou die uitkomste ook daarin. Die hande in die Bybel waarvan ons lees, waarin ons lewens kan plaas, is baie duidelik. En somme van Genesis tot Openbaring lees ons van hierdie hande waarin ek en jy ons lewens kan plaas. Somme daar in Genesis 1 lees ons dat hierdie hande waarin ons lewens kan plaas, is hande wat uit chaos goeie goed skep. Uit niks uit word daar geskep. Chaos verander in orde, Genesis 1. Ons lees ook dat hierdie hande waarin ek en jy ons lewens kan plaas, is hande wat kinders van die Here vashou as daar vloedwaters kom. Jesaja 43 vers 1 en 2. Juis wanneer alles rondom jou voel asof dit meegee, dis daardie hande wat jou vashou, wat jou stewig vashou. Die hande waarin ons lewens kan oorplaas, waarvan ons lees in die woord, is hande wat nooit terugdeins vir ons gebrokenheid nie, vir ons foute nie,
vir ons droogmakery nie. Dis hande wat nie terugduins vir siekte nie. Dis hande wat genesing bring. Dis hande wat kom seën. Dis ook dieselfde hande wat aan die kruis is en deurboor word met spykers. Dis daai hande van Jesus waarin ek en jy ons lewens kan plaas en ons lewens kan toevertrou, wat wonde het van oneindige liefde, wat letsels dra van genade vir my en vir jou. Dis die hande waarin ek en jy ons lewens kan oorgee. En hier is die grootste nuus vanoggend op Goeie Vrydag. Die hande waarin jy jou lewe kan plaas, is hier vanoggend. En dis daai hande wat jou ook vanoggend wil kom bedien met die nagmaal. En daarom gaan ek nou afbeweeg. Jy's vir ons nagmaal vanoggend, as ons die tekens van die brood en die wyn gebruik, of die druiwesap, dan glo ek dat ons word uitgenooi om hierdie gebed van Jesus ook te bid. En jy kan die volgende woorde hardop saam met my ook bid vir ons voorbereiding en vir ons oorgee om bedien te word met die nagmaal. En dit is die woorde, as jy saam met my dit hardop wil bid. Here, in u hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, u het my vrygemaak. Amen. Dankie Here dat ons as die kinders kan aansit by die tafel. Daar's vir ons plek. Daar's vir elkeen van ons plek aan u tafel en u nooi ons uit om te kom aansit. Dankie vir daai genade. En dankie dat u self teenwoordig hier is. Dat ons ook onsself kan oorgee in u hande. Jy is ook vanoggend wanneer ons die nagmaal saam kan vier. Ook met die doel vanoggend dat dit ons kan terugneem meer as 2000 jaar terug, waar u vir ons lewe kom gee het. Deur u bloed het daar genesing gekom. Amen. En jy is welkom ook om dan die broodjie te vat in jou hand, want Jesus het vir ons kom leer ook dat die brood is 'n teken van sy liggaam. Vir die kinders ook, spesifiek vanoggend, die brood is 'n teken van Jesus se liggaam. En net soos wat ek hierdie brood breek, so is Jesus se liggaam ook gebreek aan die kruis, sodat ek en jy gevind kan word, sodat ek en jy gedra kan word op ons Vader se skouers. Want jy is gevind. Jy is gevind. Jesus het dit vir jou gedoen. Neem daai broodjie, eet dit en glo dit. Dit is vir jou. As jy ook die wyn of die druiwesap in jou hand kan neem, want Jesus het ook vir ons geleer dat die wyn is 'n teken van sy bloed. En soos wat ek hierdie beker ook skink, so het sy bloed ook gevloei aan die kruis. En dis Jesaja wat ons ook herinner dat in sy wonde, in sy bloed, is daar genesing. Daar is herstel. Daar is nuwe lewe vir my en vir jou. Drink daai wyn of druiwesap en glo dat Jesus dit vir jou gedoen het.
Ek gaan sommer dan vir Tannie Estie vra. Enige iemand wat graag die beker wil gebruik, net vir ons 'n baie duidelike aanduiding sal gee. Is daar nie iemand wat aanduiding gedui het nie? Enige iemand van ons kuiermense wat graag die beker wil gebruik, lekker hoog opsteek die hande, nie nou krap in die mond of die bril of die hare nie, net aanduiding vir iemand wat die beker wil gebruik. Tannie Estie, ek sien daar is niemand wat die beker wil gebruik nie. Ek herinner julle dan ook graag dat by die uitgange is daar tafels met emmers op. So as julle net vir ons die nagmaalkelkies ook net sommer in die emmers kan gooi, sal ons dit baie waardeer. Ook vanoggend met ons nagmaalviering het ons hier nagmaaltekens vir tuis nagmaal. So daar's net 30 van hulle. So as daar van julle is wat mense ken, wat jy vrymoedigheid het om vir hulle te gaan bedien met die nagmaal, julle kan as ons hierso klaar is kom kry ook hier voor. Baie baie welkom. Dankie Here Jesus dat U self teenwoordig is, dat ons ook U hande kan beleef. En ook met hierdie gebed vanoggend kan sê, Here, hier is my lewe. Ek gee my lewe oor aan U. En dit is nie 'n opgee nie, dit is nie omdat ons moedeloos is nie, of omdat ons dalk alles probeer het en niks het gewerk nie, maar ons gee onsself oor, omdat die hande wat ons vang, is meer betroubaar as ons vrese. Amen. Baie dankie, ons gaan nou sommer opstaan en dan vir ons laaste lied, wat ons gaan saam sing. Kom ons sit hom op die bord en dan staan ons almal op en dan kan ons afsluit ook met hierdie lied. Met hierdie gebed mag julle almal ook 'n geseënde Paasnaweek ook beleef. En mag jy ook deurgaans beleef dat die hande van Jesus Christus jou vashou. Die hande wat die merke van die spykers nog steeds saam met hom dra, daai merktekens. Hy is die een wat die Here is en die een wat jou vashou.
'n geseënde tyd vir julle. Amen.